Goeiedag aan almal, ons is by 1668 en dan by Sondag 41. Dan twee vrae daar, wat leer die sewende gebod ons? Nou die antwoord, alle onkuisheid is deur God vervloek en daarom moet ons dit hartgrondig haat. Daarteenoor moet ons kuis en ingetoe lewer, sowel binne as buite die huwelik. En dan die volgende vraag, verbied God in hierdie gebod niks meer as net egbreek en sulke skandes nie? En dan die antwoord, omdat beide ons liggaam en siel 'n tempel van die Heilige Gees is, wil God dat ons albei rein en heilig bewaar. Daarom verbied hy alle onkuisdade, gebare, woorde, gedagtes, liste en alles wat 'n mens daartoe kan verlei. Dit is die probleem met hierdie gebooie. Dit sê iets spesifiek en dan kom jy agter, gats, dit sê iets meer as net waaraan ek gedink het. En dan is jy nou skielik ook skuldig, né? Ja, dan is jy ook skuldig. Ek sê nou, terwyl jy dit nou so lees, kom 'n werklike gebeurtenis uit my kinderjare na vore, net na een van die synodes, wat daar was nog op 'n stadium wat daar baie oor moraliteit by die synodes gepraat is. het een van ons ouderlinge vir die dominee so met die tongenetjies gesê, ja, na hy die verslag van die synode gelees het, juist oor seks buite die huwelik. Hy sê, dominee, julle is dan ook altyd teen alles wat lekker is. En dis jou risiko. Ek dink ons moet oor hierdie gebod hoofsaaklik op twee vlakke konsentreer. En die eerste vlak waarop ons moet konsentreer is op, dink ek, God se plan vir die huwelik. God se plan met seksualiteit. En dan moet ons net nou, as ons daaroor klaar gesels het, moet ons bietjie praat oor die begeerte gedeelte wat in ons hart opwel. So, omdat ons daar moet onthou dat Jesus gesê het dat as jy na 'n vrou kyk om haar te begeer, dan het jy reeds egbreek gepleeg. Daai gebod het my baie laat wakker lê in my lewe, want ek het baie gekyk en begeer. Maar daar's ook 'n vlak van kyk om haar te begeer, of kyk en haar begeer. Maar ons kan net nou daaroor praat. So kom ons praat eers oor God se plan met ons seksualiteit. Seksualiteit is nie net daar vir voortplanting nie. Kyk, die Rooms-Katolieke Kerk het jarelank teen voorbehoedmiddels gewees, en ek dink hulle is nou nog daarteen, omdat hulle gesê het dat seksualiteit is daar vir voortplanting, en die oomblik as jy voortplanting, die moontlikheid van voortplanting verhoed, dan doen jy sonde. Toe vind hulle later op 'n stadium uit dat 'n vrou het sekere tye wat sy onvrugbaar is. Toe hulle gesê, nou goed, dan is die ritme metode, nou nie, ja, ek laat ek liever daai nie sê nie, maar dan is die ritme metode gepas, met ander woorde dat jy jou geslagsdade verrig in die tyd wanneer die vrou nie vrugbaar is nie. Dan is jy mos nou veilig, en dan hoef jy nie 'n geboortebeperkingmiddel te gebruik nie, want dit is soos God dit wil. Ek dink dat waar hulle fout mee maak, is dat ek dink dat God die seksuele vir ons gegee het as nommer 1 voortplanting. Want hy sê, wees vrugbaar en vermeerder, met ander woorde, hy wil mense op die aarde hê. En nommer 2 is, hy het dit ook vir ons gegee vir plesier, vir die intimiteit, vir die
naby kom aan mense. Ek dink wat my dit nogal baie goed laat snap het, is die laaste vers van 2 Korinte 13 vers 13 wat eintlik die seën is wat ons in die kerk uitspreek. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is nie net by ons nie. Hy is nie net teenwoordig by ons nie. As hy teenwoordig is hy hier langs my. As hy gemeenskap met my het, is hy hier binne in my. Ja. En dis die so en dit is baie kosbaarder as net teenwoordigheid. So maar en dit is hoe God met ons gemeenskap het. Geestelike gemeenskap is deur binne in ons te wees. En dan het jy in die huwelik is die terwille van gemeenskap is dit die diepste vorm van gemeenskap tussen 'n man en vrou is ook die seksuele een. Waar daar iets in is van 'n samensmelting van twee liggame of 'n diepe samensmelting van twee liggame. So God bedoel dit baie ernstig so. En dan het ek maar dan wil hy tog 'n grens plaas aan wat ons mag doen, want die moeilikheid is dat seksuele omgang kan vir ons maklik word tot 'n verslawing. Ja, en 'n selfsugtige, dit kan oor jou gaan. Ja, dit kan oor my gaan, terwyl dit nie gaan oor so lief het ek jou nie. Of net oor plesier gaan. Of net oor plesier gaan, maar dit kan ook lei tot 'n soort van 'n jy weet 'n verslawende ding wat my lewe oorneem. En die Here wil ons beperk. Iemand het ek het nou vergeet wie die Hollander is. Ek het sy boek op 'n stadium gehad. Die etiek van selfbeperking. Daar's 'n vlak van selfbeperking wat ook op die seksuele gebied lê. En dit beteken gewoon ek dink ek het al van tevore gesê, is die Here Jesus sê jy moet jouself verloon. Het ek gedink, as jy jouself verloon, ek sê het een van die vertalingsboeke se voorstel met die vertaling van daai teks is om vir jou eie hart nee te sê. Om vir jou eie lyf nee te sê. Vir jou eie hart nee te sê, vir jou eie lyf nee te sê. En so dit is 'n kosbare geestelike oefening, nie net 'n kwessie van weerhouding van en wetenskap mens moet ek sit sommer weer en dink net aan Galasiërs weer die vrug van die gees, nê, die praktyke van die sondige natuur, want weer eens ons het mos nou die lieflike, ons geniet dit mos nou om die seksuele goed uit te haal. Dit lê mos nou op 'n ander vlak as haat. Ja. Jy weet so, en ek bedoel wanneer die vrugte van die gees dit sê, dan sê dit hoor hierdie goed lê op gelyke vlak. En as mens daaraan dink, nê, onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, vyandskap, haat, naaider, woede, verdeeldheid, skering. So jy weet ons het skering in die kerk, maar dit is nie so erg soos jy weet daai seksuele sondes nie. So interessant hoe ons jy weet hoe hierdie ene ons skielik op 'n vlak bring. En sê en is ietsie meer net. Nee, maar ons is lief vir die seksuele goed om dit uit te haal. Ek dink altyd as ek iemand hoor kwaad praat oor mense wat homoseksuele verhouding het. En gal afgaan daaroor, want dit gebeur nogal. In 1 Korintus ek skryf Paulus, is dit 6 mense wat by hierdie soort verhoudings betrokke is, en prostituie en dronklappe en kwaadpraters, het nie deel aan die koninkryk van God nie. So hulle praat kwaad
Ja. Maar in dieselfde teks wat hulle aanhaal, staan daar moenie kwaad praat nie. Maar ons kies om die een uit te haal en die kwaadpraters te los. Jy is heeltemal reg. Ons het almal ons goed wat ons graag veroordeel. Ja, en wat vir my mooi is hier, weer eens, dis die verbod, nee, maar weer Paulus wat kom en sê, ons lewe deur die Gees, laat die Gees ook nou ons gedrag bepaal. So die Gees is besig heeltyd met ons, om vir ons die goed uit te wys. Ja. En dan, as hy dit vir jou uitgewys het, dan swaai dit om, en na iets positief toe. Dan swaai om na iets positief toe, en ek dink dis een van die probleme wat ons met ons wêreld het op die oomblik, is die ongelooflike verwildering wat hier so heers. En ons moet, en dit is al daai goed wat jy nou gelees het daar oor die werke van die vlees in Galasiërs. Al daai goed draai om die selfbevrediging. Nou praat ek nie met selfbevrediging oor seksuele selfbevrediging, maar ek praat oor 'n lewe vol selfbevrediging. Maar ek doen net die goed wat vir my lekker is, en as iets vir my lekker is, kan ek nie glo dat die Here daarvoor kan nee sê nie, want hy wil mos hê ons moet gelukkig wees, en as ek nou saam met hierdie meisie bed toe gaan, dan gaan ek mos nou gelukkig wees. En dit bring nie goed net na 'n ander vlak van beoordeling toe. Dit keer nie goed, jy weet, so weer eens twee koninkryke, twee standaarde. Ons kan dit binne kulturele standaarde, en binne kulturele standaarde en norme wissel seksualiteit verskriklik baie, né? Daar is baie taboes, aan die een wat nie taboe en die ander ene is nie, né? Jy moet nou nie 'n Europeër gaan staan op die mond gaan staan en so nie. Ek kom dit agter. Die boere, dis ordentlikheid, jy moet op die mond staan en soen, maar weer eens, so dit vra vir ons, beweeg uit jou kultuur uit, nie uit jou kultuur net na hierdie goed kyk nie, beweeg in jou identiteit as Christus, en dan kom daar ander dieper wysheid beginsels in hierdie goed uit, as die blote moraliteit goed wat ons gooi van mekaar. So, ek sien ons het nog so 3 minute oor. So, Skalk, is daar nog iets rondom dit? Kyk, ek het nou oor die begeertes so 'n bietjie gepraat, maar ek wil tog daaroor net 'n bietjie meer sê. Ek dink dat die deel van die manier hoe die Here wil maak dat ons voortplant, want ons is mos nou maar lui mense. Jy weet, as dit net moeite is, en daar is nie genot by nie, gaan ons dit nie doen nie. En dan is die babietjie ook nou nog moeite na die tyd. Nee, o genade, ons gaan nie dit doen nie. So die Here het begeerte in ons geplaas. So begeerte as sodanig is nie sleg nie. Begeerte na iemand anders se lyf is nie sleg nie. Wat my altyd opval van die Here Jesus se woord oor kyk na 'n vrou, dis nie kyk na 'n vrou en begeer nie, dis kyk om te begeer. Met ander woorde, jy kyk na 'n vrou om seksueel geprikkeld te raak. En dit sou wel verkeerd, dit is wel verkeerd. As jy kyk na 'n vrou en sy liggaam wek in jou die natuurlike begeerte en drange, wel dan moet jy dit dadelik dooddruk en nie aanhou kyk nie. My swaar het gedoseer daar by die universiteit, en een van sy kollegas se sekretaresse, hy was by geskiedenis, een van sy kollegas se sekretaresse was so mooi, hy sê vir my, wie jy? Hy sê, as ek by haar in die kantoor inkom, hy sê, ek kyk op die vloer, ek kyk na die plafon, ek kyk na die muur, maar ek kyk nie na haar nie. Hy sê, want as ek na haar begin gekyk het, kan ek nie stop nie. En so daar is 'n probleem om te stop, maar die Here wil nie sê dat die begeerte as sodanig verkeerd is nie, maar kyk om te begeer, dan gebruik jy iemand anders
vir jou seksuele genot en dit mag nie. Ja. Ja, kom ons ek gaan na die besprekingsvraag toe. As die huwelik bedoel is om 'n spieël van Christus se liefde vir sy kerk te wees, is dit nie dalk egbreek as ons mekaar afbreek, verneder of boelie nie. Christus sal dit ons nooit in sy bruid in die kerk doen nie. En dan dink 'n bietjie vir die volgende sessie, party mense is gewers, ander is grypers, en vir watter span speel jy?